belasting te bereken. So, matrieks hierdie is vir julle. Nou, gaan kyk asseblief ook my video oor teorie, want dit is baie belangrik en ek gaan nie tyd hê om alles deur te gaan in hierdie enkele video nie. Ok, nou, toe ek hierdie video gemaak het, het ek deur vorige vraestelle gaan kyk, watter vrae vra hulle die meeste, of watter tipe vrae. So, kom ons begin. Ek gaan vir jou 'n paar vinnige, maklike stappe gee. Die vraag sal sê, bepaal jaarlikse inkomste belasting. Ok, dit is 'n mondvol. So dit sal jou vraag wees, en in hierdie geval gaan hulle vir jou gee die belasbare inkomste. So ons sal 'n voorbeeld hiervan doen, maar ja, hulle gee vir jou die belasbare inkomste. Ok, kom ons kyk na die maklike vinnige 4 stappe. Eerstens moet jy seker maak dat jy wel die jaarlikse belasbare inkomste het. Wat beteken dit? Dalk het jy dalk gee hulle net vir jou, die persoon, se maandelikse belasbare inkomste. Dan moet jy dit maal met 12. Ok, so indien dit die geval is. Ok, jou volgende stap, kom ek skryf stap 2, gaan jy op jou tabel gaan kyk na die toepaslike belastingkategorie. En in hierdie tabel is daar 'n formule wat jy gaan gebruik. Kom ons kyk na hoe dit lyk op die belastingtabel. Ok, so tipe voorbeeld. Hulle sê vir jou hoeveel die persoon verdien, of jy werk uit, en dan kyk jy aan die regterkant, ok, watter formule gaan jy gebruik. So ons sal 'n voorbeeld doen, later. Ok, na dit gaan jy weer na die tabel toe, dis nou vir stap 3, en dan trek jy af jou kortings, ok, so jy minus of jy trek jou kortings af, en dit is ook baie maklik om te sien, dit is in jou kortingstabel, hulle sê belastingkortings, primêr, sekondêr, tersiêr, en ek sal ietsie daaroor sê nou. Ok, jou laaste stap, want hierdie is vinnig en maklik, is minus die mediese krediete, ok, minus mediese krediete, en hulle behoort dit ook in 'n tabel te gee. Nou, hierdie stap is partykeer nie nodig nie, dit is net as die persoon wel medies het. Ok, as die persoon nie medies het nie, dan los jy daai stap uit en jy is klaar. Goed, nou kan hulle dalk nog ietsie klein bysit, en hulle kan vir jou vra, bepaal hierdie persoon se maandelikse inkomste belasting. Dis 'n klein ietsie ekstra, en in hierdie geval het ons nou reeds die jaarliks uitgewerk, so om maandeliks te kry, gaan jy net jou vorige antwoord vat, die vorige antwoord by nommer 4, so dis jou jaarliks, en jy gaan hom net deel met 12, want dit is hoe jy maandeliks kry. Ok, en hier is jou vinnige 4 of 5 stappe, indien hulle vir jou wel die belasbare inkomste gee. Ok, ek wil net 'n nota hier maak, en dit is, eerstens, ouderdom. Ouderdom is baie belangrik. Hoekom? Want dit gaan jou kortings bepaal. Goed, nou kom ons gaan kyk gou vinnig by die tabel. Indien jy, hier is die belastingkortings, indien jy onder 65 jaar is, so jy is maar net 'n jongerige persoon, dan gaan jy net sê minus 17.000. Ok, nou kom ons sê jy is 65, tussen 65 en 75. Dan gaan jy sê minus die eerste een en minus die tweede korting. So jy gaan albei minus. Ok, nou kom ons sê jy is bo 75. So jy is by ouer as dit, 75 jaar. Dan gaan jy die eerste korting minus die primêre en die sekondêre korting en die tersiêre korting. So daar gaan 3 minusse wees. Ok, in jou som. Ons sal na 'n voorbeeld van dit kyk. Nou, die tipe vraag wat hulle hier vir jou kan sê is hoekom? By ouer mense, hoekom is hulle kortings hoër? En dit is maar omdat die regering bietjie meer subsidieer vir hulle. Okay, die regering gee bietjie meer ekstra geld vir hulle, sodat hulle dan nou op die ou einde minder belasting betaal. Maar dit is 'n notaatjie. En dan, laastens, onthou jou belastingdrempel. Dit is nou weer die minimum bedrag, of jou minimum inkomste, wat jy moet hê per jaar om hierdie te kan betaal, en waar gaan ek dit kry? Kyk hier in jou tabel,
Kom ek gebruik my highlighter vir hierdie. En dit is ook afhanklik van ouderdom, so as jy onder R95.000 per jaar ontvang, dan hoef jy byvoorbeeld nie vir daai jaar belasting te betaal nie. Ok, kom ons kyk na 'n voorbeeld. Weereens, kry jou highlighter. Ok, ons begin met Anna, is 67 jaar oud. Sy verdien 'n belasbare inkomste, dis belangrik, van soveel duisend per maand. Ok, en sy het 'n mediese fonds vir haar en haar man. Nou, ek wil die vraag graag saam met jou neerskryf. Die vraag sal wees, byvoorbeeld, bepaal Anna se jaarlikse inkomstebelasting. Ja, weer eens 'n mond vol. Nou, om jouself te help, skryf alles uit. So my eerste stap sal wees, as jy onthou, by daai 4 stappe, net weer 'n kort refresher, jy moet jou jaarlikse belasbare inkomste kry. En hulle het net vir jou maandeliks gegee. Want as jy gaan lees, staan daar, sy kry 23.000 per maand. So, om jaarliks te kry, is baie maklik, jy sê net die maandelikse bedrag 23.080 maal 12. Okay? En jy kry 'n bedrag soos 276.960. Ok, nou wat jy ook moet oplet is, elke keer vat ek daai antwoord wat ek kry en ek dra dit oor na die volgende stap toe. So elke antwoord word oorgedra na die volgende stap. As jy onthou, stap 2 is daai formule wat ek gaan gebruik in my belastingkategorie. So, kyk na hierdie bedrag, sy verdien 276.000 daai jaar, sy het soveel verdien. Nou gaan kyk ek in my tabel. Waar is 276.000 en ek sien, wow, dis hier by nommer 2, dis tussen 237 en 370. So ek gaan hierdie hele formule net so copy en paste en ek gaan dit nou gebruik. Okay. Kom ons copy en paste om. Nou gaan ek net die waardes net so neerskryf, omdat dit gegee word, ek kan nie dit verander nie. En ek gaan sê 26%, 26 op 100 op my sakrekenaar, dan jou hakkie, want 'n van beteken ook mos maal, so dis 'n hakkie, van die bedrag, wat se bedrag is dit? Onthou ek het gesê, gebruik jou vorige antwoord, so die bedrag is daai antwoord, ek gaan hom in rooi skryf, 276,960. En dan gaan die sommetjie aan die formule en hy sê, bo daai bedrag. Bo beteken minus 237,100. En ek maak my hakkie toe. Okay? Bo die bedrag beteken hoeveel meer as dit. So, jy vervang in jou hele formule net die een bedrag op die plek waar hy sê bedrag, onthou jou hakkies en onthou die minus. En daai het jou. Nou moet jy hom net so in jou sakrekenaar sit, die Casios is maar die beste. En jou antwoord wat jy kry is iets soos 53.041,6. Onthou, dit is geld, 2 sente, so jy moet 'n 0 bysit. Daai is 60 sent, nie 6 sent nie. Okay, derde stap is weer eens terug na die tabel toe, my kortingstabel. Okay, onthou die ouderdom, kom ons gaan kyk wie is sy 67 jaar. So ek gaan terug na my kortingstabel. En hierso moes ek ingeskryf het, hulle gee dit vir jou. Hierso is onder 65 en hierdie enetjie is tussen 65 en 75. Okay. So, waar gaan sy inpas? Sy 67 jaar, so sy gaan, ek gaan die eerste enetjie minus, die eerste korting van 17.000 en die tweede korting van 9.000. So sy pas in by sekondêr. Ok, so die kortings, nou vat ek my vorige bedrag net so, onthou elke keer gebruik jy die vorige bedrag. Ok, en jy skryf in daar 53041,60 minus die primêr. Die primêre korting is 17.235 minus die sekondêr is 9.444. So daar is die sekondêr. Daar is die primêr. Ok. En die antwoord wat ek hier gaan kry is 26.362,6, onthou om die 0 by te sit. Ok, laastens,
is die mediese krediete, onthou in die vraag, sy het wel medies vir haar en haar man. So, kom ons kyk hier by die tabel. Ek het my highlighter, sy is die hooflid, so daar is haar bedrag, en die eerste afhanklike is die man, en daar is syne. So, as sy kinders gehad het, dan het hulle in addisionele afhanklikes geval. Nou, ek wil hê, jy moet ietsie oplet, hierdie bedrag is per maand, dis die enigste bedrag in die tabel, wat per maand is, so ek gaan dit moet maal met 12, want ek is besig om met jaarlikse bedrag te werk. Ok, so ek gaan hierdie twee byplus, want dit is vir haar en haar man, en dit maal met 12. 364, denk ek, ja, plus 364, en ek gaan hakies om dit sit, ek gaan dit eers by mekaar tel, dan gaan ek dit maal met 12, en hierdie antwoord wat ek hier kry, 8736, is nie my laaste antwoord nie. Hierdie antwoord is my mediese krediete. So ek moet nou nog hierdie vorige antwoord gaan vat by stap 3, en ek moet dan my mediese krediete aftrek. So ek vat die 26.362,60 minus die mediese krediet. En dan kry ek my finale antwoord, my finale jaarlikse inkomstebelasting, en dit is 17.626,60 . Nou, onthou, as ek hierdie bedrag maandeliks wil hê, dan sou ek net deel met 12, ok? Maar dis heeltemal onnodig nou, want die vraag het nie vir dit gevra nie. So, dis dan die einde van die video. Onthou om te share, like, subscribe en deel te word van die Whiteboard SA span.